Vandag laat ons die woord van God deel met die titel Die kenmerke van egtheid en dwaalleer. 기독교 이단과 정통의 특징이라는 주제를 가지고 여러분과 함께 말씀 살펴보도록 하겠습니다. Wat is die standaarde waarmee dwaalleer en egtheid in die Christendom vandag bepaal word? Deur die vraag te beantwoord deur Bybelse bewyse, laat ons bevestig dat die kerk van God die ware kerk is, wat die egte leringe van Christus na die hele wêreld versprei. Laat ons kyk na 2 Petrus, hoofstuk 2 vers 1. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal, wat sal hulle insmokkel, verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. Met ander woorde, God het die ondergang voorbehou vir mense wat dwaalleringe leer. Wie gebruik die woord dwaalleer in 2 Petrus hoofstuk 2? Dit is Petrus, wat deur die Heilige Gees meegevoer was, wat hierdie woorde geskryf het. Dit is geskryf in 2 Petrus hoofstuk 2. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel. Soos julle weet, is Petrus nie 'n dwaaleraar nie, en ook nie die kerk van God waaraan hy behoort het nie. Aan die ander kant, wat noem die Bybel mense wat in die geheim verskillende leerstellings en leringe insmokkel? Hulle word beskryf as dwaaleraars. Maar wat van die leringe van die kerk wat Petrus bygewoon het? Hulle is eg. Al die waarhede wat ons tot die verlossing lei, word in hierdie kerk gevind. Enigiets anders as die waarheid het hulle verwerp. Vandag moet ons dwaalleer duidelik definieer deur 2 Petrus hoofstuk 2. Aangesien Petrus weet wat egtheid is, wat doen hy hier? Definieer hy nie dwaalleer nie en beklemtoon hy nie dat dit lei tot vernietiging nie. Petrus het egte geloof. Die kerk wat Petrus bygewoon het, is die egte een. Laat ons voortgaan met 2 Petrus hoofstuk 2 vers 2. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Die Bybel sê dat mense oor die weg van die waarheid sal kwaad praat as gevolg van dwaalleringe. Vers 3. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande, watter soort stories, verdigte stories, uitbuit. Met verdigte stories sal hulle God se mense uitbuit en kwaad praat van die waarheid. Die Bybel definieer al hierdie dinge as dwaalleer. Hoe moet ons dan onderskei tussen egtheid en dwaalleer? In die tydperk van die Heilige Gees. In die tydperk van die Seun het God duidelik egtheid en dwaalleer deur die Bybel gedefinieer. Petrus het dwaalleer duidelik gedefinieer en het streng gepraat oor die einde van diegene wat dit beoefen. Die boek van 2 Petrus hoofstuk 2 veroordeel dwaalleringe. Petrus het vasgehou aan die waarheid van die egte kerk. Wat was die egte waarhede in die tyd van Petrus? Laat ons uitvind in die Evangelie van Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22 vers 7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy vir wie het Jesus gestuur Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet.
En hulle sê vir hom, waar wil u hê moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en die pasga berei. Hier kan ons Jesus, Petrus en Johannes sien. Jesus het Petrus en Johannes gestuur om die heilige fees van die pasga voor te berei. Laat ons kyk na vers 14. En toe die uur kom, die uur van die pasga, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Dit is hoe Jesus die pasga gestig het. Petrus het dit gehou soos hy beveel was. Met hierdie waarheid alleen kan ons onderskei watter kerk die egte kerk is en watter kerke dwaalleerkerke is. As ons alles op sy sit en net op die pasga fokus, watter kerk is die egte kerk? Dit is die een wat die pasga hou. Inteendeel, wat van al die ander kerke wat die pasga afgeskaf het om ander leerstellings te volg? Hulle is almal dwaaleraars. Almal. Ons kerk van God het die waarhede van die egte kerk geërf en onderhou hulle nog aanhoudend met groot trots. Is dit nie waarom ons die egte waarheid verkondig aan alle mense van die wêreld nie? In Openbaring hoofstuk 22 sê apostel Johannes, moenie byvoeg of wegneem nie. In Galasiërs hoofstuk 1 sê dit, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie van Christus, die vloek van God sal hom tref. Aangesien God mense tot hierdie mate waarsku, kan ons nie aflei dat tensy ons die egte waarheid onderhou, ons nooit verlossing kan ontvang nie. Daarom moet ons onderskei tussen egtheid en dwaalleer. Ons moet in staat wees om die verskil te kan onderskei. Moet ons nie ten minste een keer dink waarom Petrus die dwaalleer vermy, verwerp en ander teen dit beskerm het nie. Was Petrus en Johannes nie teenwoordig op die aand, toe Jesus die pasga as die nuwe verbond verkondig het nie? Vers 19. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker, die beker van die pasgawyn, is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Die egte kerk moet die waarheid van die pasga van die nuwe verbond hê. Al die kenmerke van die egte kerk word in die Bybel gevind. Ons kerk is die egte kerk wat die waarheid wat Jesus en die apostels gehou het, onderhou, die waarheid van die pasga van die nuwe verbond wat deur Jesus toegestaan is vir ons redding. As ons dwaaleraars genoem word, word wie anders 'n dwaaleraar? Jesus word 'n dwaaleraar en Petrus ook. Is Petrus 'n dwaaleraar? Is Johannes 'n dwaaleraar? Al die waarhede wat deur Jesus en die apostels gehou was, word nou in die kerk van God onderhou. Ons het die nuwe naam, nuwe liedere, die lam en die vrou van die lam. Laat ons voortgaan met 1 Korintiërs hoofstuk 1. Korintiërs hoofstuk 1 vers 2. Aan die gemeente, kerk van God in Korinte, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Wat het apostel Paulus die kerk in Korinte genoem? Hy het die egte kerk die kerk van God genoem.
Wanneer ons onsself bevind tussen mense wat egtheid en dwaalleer bespreek, kan ons duidelik en maklik deur die Bybel wys dat slegs die kerk van God die hele waarheid het, wat deur Jesus Christus en sy apostels gehou was. Kyk asseblief vir julleself of Sondagaanbidding of Kersfees van Jesus afkom. Het hulle? Nee, dit is hoekom apostel Paulus bekommerd was. Om te voorkom dat God se mense in dwaalleringe verval. Wat moet ons met die woorde van die Bybel doen? Moet nooit byvoeg of wegneem uit die Bybel nie. Het hy dit nie baie beklemtoon nie? Vandag, wanneer mense die egte waarheid korrek verstaan en op hulle harte grafeer, wat ons aan die hele Samaria en tot in die uithoeke van die aarde verkondig, sal mense wie uiteindelik leer ken. Hulle sal God die Vader en God die Moeder leer ken, wat gekom het en ons Sion in hierdie tydperk gevestig het. Hulle sal sê, hierdie is werklik die skuiling van verlossing, wat God gevestig het en vir ons voorsien het. Ek wil julle graag weer vra om die mense te word wat kan onderskei tussen egtheid en dwaalleer. Nie net apostel Petrus nie, maar apostel Johannes het ook aangaande die kenmerke van egtheid en dwaalleer gepraat. Johannes het geskryf dat ons nie eens dwaaleraars moet groet nie, maar wat moet ons doen? Ons moet wegbly van hulle af. Waarsku die Bybel nie sterk om van dwaaleraars af weg te bly nie. Apostel Johannes het ook waarskuwings gegee. Saam met Petrus en Johannes het apostel Paulus ook teen dwaalleringe gewaarsku. Watter kerk het hulle almal bygewoon? Hulle het die kerk van God wat Jesus gevestig het, bygewoon. Wanneer mense hoor dat Petrus en Paulus die kerk van God bygewoon het, vra hulle, is dit regtig in die Bybel? Laat ons na Galasiërs hoofstuk 2 vers 4 kyk. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit was mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het, dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie. God kyk nie na mense uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig, niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. Petrus het 'n apostel vir die Jode geword. Wie het 'n apostel vir die nie-Jode geword? Wie het die boek van Galasiërs geskryf? Was dit nie apostel Paulus nie? Volgens wat hier geskryf is, het Petrus en Paulus verskillende kerke bygewoon. Hulle het dieselfde kerk bygewoon. Het Petrus en Paulus beide die Pasgafees gehou of nie? Volgens 1 Korintiërs 11 het apostel Paulus gesê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het. Wat is Paulus besig om te verduidelik? Hy het die toneel van die Pasga verduidelik. Maar wat van die dwaaleraars van vandag? Hou hulle die Pasga, die waarheid van die lewe? Die feit dat hulle dit nie het nie, bewys dat hulle nie eg is nie. Hulle is almal vals. Vandag is daar so baie valse kerke rondom ons.
Almal van ons moet in staat wees om te kan onderskei tussen die waarheid en dwaalleer. God, wat in die bediening van Petrus aan die werk was ook aan die werk in Paulus se bediening aan die nie-Jode. Hierdie bevestig dat Petrus en Paulus dieselfde kerk bygewoon het. Laat ons nog een keer seker maak dat Petrus en Paulus die Pasga gehou het. Kom ons gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 11. Deur die Bybel kan ons die verskil sien tussen die egte kerk en dwaalleerkerke. Daarom moet ons nie mislei word deur die leuns van dwaaleraars nie. Alhoewel hulle miskien baie leuns en aanstootlike woorde spreek, is dit ek en jy wat deur God goedgekeur is om die egte waarheid, wat in die Bybel geskryf is, te onderhou. Ons is die bewakers van die egte waarheid. Ons moet ons sending uitvoer om al die nasies te red. Aangesien ons deur God geroep is as die bewakers van die waarheid. Ons moet dit nie vir onsself hou nie, maar dit aan hulle bekend maak. Ons moet hulle lei en leer om dit te onderhou. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie het die boek van 1 Korintiërs opgeteken? Wat het apostel Paulus gesê? Van wie het hy ontvang wat hy aan hulle oorgedra het? Ek het van die Here ontvang. Hy het gesê dat hy die waarheid van die nuwe verbond se Pasga van Christus af ontvang het. Is die kerk met die waarheid van die nuwe verbond se Pasga dan die egte kerk of 'n dwaalleerkerk? Dit is net die kerk van God wat bewaar wat deur Jesus en sy disippels oorgelewer is. Vandag bestaan nie net die waarheid van die Pasga nie, maar al die nuwe verbondsregulasies van God af, slegs in die kerk van God. Sien julle nie egter die kenmerke van dwaalleer in die kerke wat deesdae in die media gewys word nie? Hulle hou nie die Pasga of die Sabbat nie. Hulle sit nie sluiers op tydens aanbidding nie. In plaas daarvan rig hulle die kruis op, wat onbybels is, en hou hulle ook Kersfees. Ons kan nie verstaan waarom hulle beweer dat hulle eg is nie. Ons moet altyd die verskil kan onderskei tussen egtheid en dwaalleer deur die Bybel, wat die woord van God is. Bewys die feit dat apostel Paulus die Pasga gehou het, nie dat die apostels Paulus, Petrus en Johannes dieselfde kerk bygewoon het nie. Daardie kerk is die kerk van God. Laat ons nooit vergeet dat ons kerk van God die egte kerk uit die apostoliese tydperk is, wat deur Jesus gestig is. Dit maak nie saak wie voor ons is nie. Ons moet in staat wees om met vertroue te kan sê, ons kerk is die egte kerk. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 16. Hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees. Wat moet daar in die kerk bestaan wat al die leringe van Jesus en sy apostels bewaar? Daar moet die regulasie van die Sabbat wees. Die regulasie van die Sabbatdagaanbidding moet daar wees. Met ander woorde, wat as die kerk nie die Sabbat onderhou nie? Dit is 'n dwaalleerkerk. Hoe jammerlik is hulle wat oor dwaaleraars praat, maar nie eers weet wie hulle is nie. Laat ons vandag weer eens die feit in ons harte graweer dat ons die bewakers is wat die egte waarheid verdedig.
예, 오늘 이 시간을 통해서 다시 한번 마음 육비에 또 깊이 아로새기시고 또 세상 Dit maak nie 누구를 saak wie 만나도 ons ontmoet 우리가 terwyl ons 지키고 있는 verkondig nie. 하나님께로부터 Laat ons 받은 met vrymoedigheid 세상의 getuig in 복된 Samaria en tot in die uithoeke van die 사마리아 aarde, 힘써 또 oor hierdie geseënde 전도하시는 waarheid van die 여러분 lewe wat ons van 되기를 God af ontvang het. 부탁드리겠습니다. 자, Hierdie 뿐만 is nie 아니죠. al nie. Aangesien ons die 이것을 한 Pasga 주일만 en die 자꾸 Sabbat baie 얘기하면 verkondig, 하나님의 교회는 sê sommiges 율법을 한 miskien, 주일만 gee die 하고 kerk van God 나머지는 net om 뭐 oor die 안 Pasga 해도 en die 상관없는가? Sabbat en niks anders nie. 초대교회 Die vroeë 정통성이 kerk is 그 nie 두 net 가지에만 afhanklik van 달려있는 hierdie 것은 twee 아닙니다. punte vir sy egtheid nie. 고린도전서 우리 11장도 Kom ons gaan na die boek van 1 Korintiërs, 11장 1절에 hoofstuk 11 vers 1. 내가 Volg my 그리스도를 voorbeeld, 본받는 soos ek die 자들까지 voorbeeld van Christus 너희는 volg. 나를 본받는 Ek 자들아. vind dit prysenswaardig dat julle in alles aan my bly dink en vashou aan die oorgelewerde leer, soos ek dit aan julle oorgedra het. 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라. Ek wil egter hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy kop, doen sy hoof, Christus, oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, oneer aan, want dan is sy net soos 'n vrou wie se hare afgeskeer is. As 'n vrou nie iets op haar kop wil sit nie, kan sy ewig goed haar hare laat afsny. Maar aangesien dit 'n skande is vir 'n vrou om haar hare te laat afsny of afskeer, moet sy iets op haar kop sit. Hierdie is ook een van die regulasies wat die vroeë kerk van God bewaar het. Vandag, in ooreenstemming met hierdie regulasie, dra vrouens sluiers in watter kerk, terwyl mans dit nie dra nie. Ons moet bepaal of iets reg of verkeerd is slegs volgens die Bybel. Hoekom is dit? Daar is 'n rede waarom ons nie moet byvoeg of wegneem uit die Bybel nie. Aangesien God die einde van die begin af sien, het hy geweet dat dwaalleerkerke nie die Bybel sou gehoorsaam nie. Dus, wat vra God ons om te doen? Hy vra ons om nie by te voeg of weg te neem nie. Apostel Paulus was bekommerd dat die waarheid verdraai sou word en het in Galasiërs hoofstuk 1 soos volg geskryf. Vers 6 sê: Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en ander evangelie aanneem. Wat noem die Bybel 'n groep mense wat 'n ander evangelie volg? Hulle word dwaaleraars genoem. Hulle is nie eg nie, hulle is dwaaleraars. Vers 7. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat probeer hulle doen. Die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Dit verklaar dat die waarheid van die vroeë kerk verander sal word. Vers 8. Maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, wat sal gebeur? Die vloek van God sal hom tref. In hierdie situasie kan niemand die verlossing ontvang nie. Slegs die egte evangelie kan ons tot redding lei. Ons moet nooit twyfel oor die feit dat slegs die egte waarheid ons na die ewige koninkryk van die hemel sal lei, en ons moet nooit byvoeg of daarvan wegneem nie. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Wat sê God hieroor? In die oë van God, is watter kerk eg en watter kerk 'n dwaalleerkerk? Deesdae spog baie kerke oor die kruis en sondaganbidding, en hou Kersfees sonder die minste bekommernis. Hierdie is genoeg om die kenmerke van dwaalleer aan te toon. Soos ons weet, wat het hulle in 321 na Christus gemaak? Was dit Jesus se leer? Volgende, wat het hulle in 325 na Christus afgeskaf? Hulle het die egte waarheid van die Pasga ontwortel. Daarna het hulle die Kersfees in 354 na Christus gemaak. Hulle het dit sorgeloos gemaak.
om die verjaardag van die Songod as die geboortedag van Jesus te vermom. 대충 만들어냈습니다. 오늘날 Die hele wêreld beskou dit as die grootste Christelike vakansiedag. 명절인 줄 알고 있습니다. Is dit die ware Christelike fees? Nee. Ons moet nie stil staan as ons hierdie dade van hulle wat beweer dat hulle egte Christene is, sien nie. Ons moet almal opstaan en die lig van die waarheid skyn. Ons moet die egte waarheid bekend maak. Wat was later binne die kerk opgerig in 431 na Christus? Hulle het die kruis opgerig. Hulle is glad nie eg nie. Hulle is dwaaleraars en verander Jesus se leringe een na die ander. As hulle egtheid gehad het, wat sou Jesus vir hulle sê as hulle roep, Here, Here? Ons het in U naam gepreek en in U naam bose geeste uitgedryf en baie wonders gedoen. As hulle egtheid gehad het, sou hy sê, O, julle het 'n uitstekende werk gedoen. Julle het groot moeite gedoen. En sou hy hulle baie seën. Maar wat het Jesus gesê? Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle kwaaddoeners. Dit is omdat hulle dwaaleraars is. Ons kerk van God is die egte kerk waarvan God en al die profete deur die Bybel getuig. Die egte kerk moet Jesus se leringe hê. Dit is omdat ons Jesus se leringe aan Samaria en tot in die uithoeke van die aarde moet verkondig. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 28 vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die kerk wat God se bevele leer, is die egte kerk. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die kerk wat die bevele van Jesus leer, is die egte kerk. En die kerk wat ander dinge verkondig as die evangelie van Christus, sal veroordeel word, soos geskrywe in Galasiërs hoofstuk 1. Ons het kortliks deur die Bybel geleer oor die kenmerke van die Christelike egtheid en dwaalleer. Ons hemelse Vader aansang hom en Nuwe Jerusalem hemelse moeder het gekom en hierdie edele waarheid, wat ons vandag het, herstel. Ek hoop dat al die kinders van Sion die wedloop van die evangelie werk sal voltooi, wat deur die Gees en die bruid, God die Vader en God die Moeder gelei word, sodat ons met vreugde kan herenig wanneer ons die ewige koninkryk van die hemel binnegaan. Hierdie sluit vandag se preek af. Baie dankie.